Die laaste nagmaal dat u nie weer van die vrug van die wynstok sal gebruik en van die brood sal eet wat nagmaal genoem word, totdat u dit saam met ons in die koninkryk sal geniet nie. Here, omdat dit 'n simbool van die liggaam is wat vir ons gebreek is en gesterf het, sê ons u daarvoor dankie. Ons vra dat u vir ons sal waardig maak om deel te wees daarvan. Sê ons nou in Jesus naam. Amen. Ons kan vir ons doen op, dankie. Paulus maak daarop aanspraak dat hy van God eerstehands 'n visioen ontvang het. Die boek Galasiërs praat daarvan, waar hy Jesus ontmoet het en die Here vir hom die gebeure by die nagmaal uiteengesit het. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die kruis van Jesus was die hoogtepunt van die verlossingsplan. Want al die offerandes het heen gewys na die een wat gaan kom. Ek het al gewonder of die Jode op 'n stadium geglo het dat die lammetjies wat hulle offer self boete doen vir hulle sondes. Dit lyk of dit so was. Hulle het begin glo dat dis die lammetjie wat ek nou hier so offer, wat vir my sondes vergewe. Want die lammetjies was die voorwaarde gewees dat een sal kom later. En as Jesus nie gesterf het op die kruis van Golgotha en die prys betaal het nie, was al daardie mense wat voorwaardelik op grond van die lammetjies se offer vergifnis, versekering en simbool ontvang het, verloor. En ons ook, want ons verlossing is ook deel van daardie geloofproses waar ons glo in Jesus. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wat is brood? Brood is voedsel vir die liggaam. Ek sê baie vir u, en ek het baie van die verlede gesê, dat as 'n kind na u toe kom wat honger is, gaan u nie vir hom brood gee nie. U gaan daardie brood vat en hom 'n porsiedeel sny of breek, soos in die ou dae gemaak het. En vir elkeen gee so groot wat hy nodig mag hê. Ek het agtergekom oor die jare dat daar is mense wat baie groot stukkies van Jesus nodig het, terwyl daar ander is wat kleine stukkies nodig het, soos ons behoefte is. Die Here het homself laat breek. En die korrekte Griekse woord daar is, dat dit is gekneus, want sy liggaam was nie gebreek nie. Nie aan die kruis nie, en nie daarna nie. Hy was die lam wat volmaak was, sonder gebrek, wie se bene nie gebreek mag word nie. Die moordenaar se bene was gebreek aan die kruis, na die dood is Jesus nie, soos die profesie gesê het. En daarvandaan, so vir die voedsel wat hy langs die meer gebreek het en vir hulle gegee het, daar die boodskap versprei na ander. Met ander woorde, as u vandag hierdie brood eet, onderneem u om die verkondiging te wees deur u lewenswyse van die genade, die barmhartigheid en die liefde van God. Deur 'n demonstrasie te gee van wat God se liefde vir u gedoen het deur u te verlos en ander na God te lei sodat hulle ook verlos kan word deur u getuies. U gaan nie mense red nie.
Hy gaan mense na Jesus toe lei en hy gaan hulle red. Dis wat die werk is. So ons onderneem om deel te wees van hierdie proses. En u gaan nie almal evangeliste word of predikante nie. Daar waar jy is, by jy werk, in die omgewing by jy huis, gaan u die lig laat skyn, soos Matteus sê. En dit gaan mense se lewens verander. Ek gaan jy uitnooi as jy kan, om saam te kniel terwyl ons nou die Here se seën vra, en die gebruik van die simbool van sy liggaam en die brood, terwyl ons uitdrukking vir ons aan die Here gaan opdra. Dierbare Hemelse Vader, ons kniel vanoggend in ootmoed voor U troon. Met dankbare harte vir U genade en liefde vir die mensdom. Baie dankie vir die mini-doop en die voetewassing vanoggend, waar U ons sondes vergewe het. Baie dankie vir Jesus Christus, wat op die kruis van Golgotha vir ons sondes betaal het, sodat ons deur Jesus Christus die ewige lewe kan beerwe. U volk en elkeen wat hier aansit by hierdie tafel vanoggend is gereed om te ontvang wat U Seun Jesus Christus bewerkstellig het. Seën en heilig hierdie brood aan die siele van almal wat dit ontvang, sodat ons kan eet tot gedagtenis aan die liggaam van U Seun. Mag ons vir U getuig, o God, wat U vir ons gedoen het. Dit is ons nederige gebed in Jesus se naam. Amen. Jy het die stukkie brood, wat het al bedien is, ons het saam geniet. Bedien. Die Here het gesê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek is, gebruik dit op my gedagtenis. Kom ons doen dit.
Net so ook die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. 'n Testament word eers kragtig wanneer die testamentmaker afgesterf het. En daarom kon Jesus se belofte van die ewige lewe nie bevestig word totdat hy aan die kruis van Golgotha gesterf het nie. Maar u is 'n erfgenaam van die ewige lewe. Want as u hom aanvaar het, is u naam in sy testament genoem. Die Here het gekies om druiwesap ongegis en brood wat nie suurdeeg in het nie, as simbole van sy liggaam, sy lewe en sy dood voor te stel. Want suurdeeg en die brood stel sonde voor. Die Israeliet moes in die tyd toe hulle uit Egipte uitgegaan het en later Kanaan ingegaan het hulle naderhand 'n tradisie ontwikkel waar hulle voor die nagmaal, die Paasfees in daai tyd gevier het hulle die huisies wat klein vertrekkies was met min beligting wat ons vandag het, 'n lampie geneem in die huis deursoek om te kyk of daar nie ergens in 'n hoekie of 'n gaatjie 'n bietjie suurdeeg agtergebly het nie. Dan het hulle dit verwyder weg van die huis af, sekere afstand. En hierdie is die voorstelling van die werk van die Heilige Gees wat die hart ondersoek voor die tyd, om te kyk of daar iets fout is, dat ons dit aan God kan bely en so sonde kan verwyder uit ons lewens uit. Die vrug van die wynstok, soos die Bybel dit noem, stel bloed voor. Die enigste manier hoe jy bloed kan kry is wanneer jy 'n liggaamsdeel stikkend maak. In hierdie geval 'n lammetjie sy keel afsny en sy bloed opvang. Want die bloed het saam met die priester ingegaan in die heiligdom in om versoening te doen vir die sondaar wat klaar sy sonde op die kop van daardie dier bely het. En met die groot versoendag het die hoofpriester ingegaan en hy het daar die tabernakel se tweede afdeling gaan skoonmaak van die sondes wat oor die jaar daar opgehoop het. En daardie sonde het nou op hom gekom, so hy word die sondedraer. En hy het daar die sonde uitgevat uit die heiligdom uit en op die kop van die tweede bok wat gekies was, vir Asazel, geplaas, wat dan sou boete doen vir die sondes van hulle wat vergewe is. Ek het al van tevore vir u gesê dat daar is nie so dinge soos vergifnis in die konteks wat ons dit glo nie. Vergifnis beteken nie kwytskeld nie. Die Hebreëse woord sê baie duidelik, dit beteken om die sonde weg te dra deur 'n seremonie. God vat jou sonde van jou af weg, plaas dit op homself, betaal die prys daarvoor, en dan draai hy dit weg en hy plaas dit op die kop van Satan, sodat Satan uiteindelik gestraf kan word vir die sonde waar hy toe mense verlei het. U moet laat die Here die sonde wegdra van u af, sodat u kan skoon wees. En die druiwesap stel voor daardie bloed van Jesus wat daardie proses moontlik gemaak het. Die nagmaal stel die doop ook voor, wat is 'n mini-doop. Voetewassing stel voor daardie verwydering van ding wat verkeerd was. Die werk van die Heilige Gees om die hart te reinig. Liefdes, mag die Here vir u seën dat u sal glo dat God u vandag weer eens vryspreek van die veroordeling van die wet, terwyl u sonde dan vergewe weggedra is. Ek gaan die vra as u kan om saam te kniel, terwyl ons die Here se seën vra op die gebruik van die simbool van sy bloed en die wyn. Heilige Here, dankie dat ons vanmôre so hierdie nuwe verbond van die nagmaal kan gebruik. Here, dankie dat ons weet, nog voor die grondlegging van hierdie aarde, het U al reeds 'n verlossingsplan gehad. En daardie volmaakte, volkome offer, lam was Jesus Christus, die eniggebore seun. Hoe kan ons vanmôre dankie sê, Here? Hoe kan ons genoeg sê dankie? Want U genade is vir ons soms onverstaanbaar.
dis te groot om te begryp. Here, maar ons sê dankie dat ons vanmôre hierdie simboliese bloed deur ons liggame ook kan gebruik om ons opnuut te verseël dat sonde en vergifnis vir ons beskikbaar is. En Here, soos U vergewe, vra ons ook vanmôre dat elkeen van ons ook sal vergewe, dat ons naaste sal vergewe. En Here, vanmôre is my gebed en my pleidooi dat hierdie simboliek vir ons opnuut verseëling sal bring, dat ons name ook in die boek van die lewe opgeteken mag staan. Seën nou die gebruik daarvan, Here, tot ons liggame en tot ons weer ontmoet. In Jesus wonderbare naam. Amen. Is jy allemaal bedien? Die Here het gesê dat hier is die Nuwe Testament in sy bloed. Kom ons drink dit terwyl ons dit in gedagtenis hou.
Want so dikwels julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Vers 31 sê, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Die Here sê, as jy in die ondersoekende oordeel jou saak vir Jesus geplaas het en hy het vir jou bemiddeling gedoen, word jou naam in die boek van die lewe geskrywe en jy sal nie in die finale oordeel weer jou naam gelees hê nie. Dit is verby. Mag die Here vir u seën dat die ervaring vir u kosbaar sal wees. Ons toe. Die kerk het baie tradisies aangestel met die nagmaal. Die predikant sal iemand uitlei en gee die brood aan vir die ouderlinge. Dan gee dit vir die diakens gee vir u. Die symbool daarvan is dat die pad van die evangelie is van God af na die een wat bedien en dan na die ander toe, en so gaan dit na u toe, na u bure toe, na u, so die evangelie boodskap versprei op hierdie wyse. Ons maak die goedjies toe, want die Bybel sê dat God was 'n God van orde. Die grafdoeke was opgevou toe die disippels daar kom, nie op 'n hoopie gegooi nie. So ons volg daai tradisie. Ek onthou my pa was 'n leraar gewees en ek het hom dikwels gesien die nagmaalbrood vat en met 'n grafie gaan begrawe in die tuin. Dit mag nie weggegooi word nie, want dit is die liggaam van Christus en symbool. Die wyn wat op die tafel is, wat geseën is, wat nie gaan gebruik word vir iemand anders nie, miskien nie, moet op die grond uitgegooi word, soos die bloed van Jesus. Dit mag nie in 'n drein ingegooi word nie. Hierdie is die manier wat ons die simbole van Jesus hanteer tradisioneel in die kerk. Maar ek wil weer vir u bevestig en sê dat wat in die hart gebeur, is belangriker as wat hier gebeur het vanmôre. Maar u het voor die aangesig van die Here verskyn en in geloof kyk u op na hom, sodat hy kan doen wat hy gesê het hy gaan doen, naamlik om vir u te verlos. Mag die Here vir u seën. Ek gaan vra dat ons net 2 versies sing van daardie lied wat op die bord is terwyl ons staan. Amen.
nou en die soet gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly van nou tot na die ewigheid. Amen. Preekopleiding en ek wil enige een wat wil vra om by te woon, dit sal die u ook baat vind om na die by te woon. Mag die Here vir u seën.